Hande klap, hè? Amen. Amen. Ons eer die Here. Hy leef, hè? Amen. Kan jy sien die graf is oop? Ons eer die Here vir dit. Kom ons sluit die oë, dan begin ons dit op die regte manier. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vanmôre, Here, om vir U te sê baie dankie, Here. Dankie dat ons vandag kan weet dat ons dien 'n lewende God, Here. Dat die dood kon U nie hou nie, Here. Maar soos die woorde van die engel sê, U het opgestaan, U is nie meer in daai graf nie. Here, dankie dat ons vandag in die vryheid van Jesus kan beweeg. Here, dankie dat ons vandag, Here, net in U teenwoordigheid kan kom, Here. En kan weet dat U is saam met ons hier. Dat Heilige Gees, U is besig om tussendeur ons te beweeg, Here. En ons harte aan te raak. En ons wil U al die eer gee. Here, dit gaan alles oor een naam. En dit is die naam van Jesus, Here. Het gaan nie oor 'n naam van 'n kerk of 'n naam van 'n persoon nie. Het gaan oor een naam. Die naam bo alle name. Jesus die oorwinnaar. Ons gee U al die eer, Here. In Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. 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 Ek is so opgewonde om saam met julle hier te wees vandag. Ons gaan vandag in Matteus 28 wees. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy blaai. Anders sal dit ook op die bord wees. Maar Matteus 28 vers 1 tot 8. En die woord van die Here lees. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word. Ten die eerste dag van die week. Kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. En as jy nou vandag wil opgewonde raak oor een skriffie, né? Is dit hierdie versie. Want hy sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Amen. En dan sê hy verder, en gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf af, met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Die tema wat ons het vir vanmôre is, daar was lewe na die graf. Daar is lewe na die graf. Jy weet hierdie week, terwyl ons voorberei, ek gaan met julle eerlik wees, ek love Paasnaweek, nee? Ek love hierdie tyd van die jaar, ek love hierdie dienste, ek grap altyd en sê, Paasnaweek is soos die Rugby World Cup final van kerk, nee? Jy bou op vir dit, nee? En dis amazing, ek love it, ek kan nie wil verduidelik nie, dis altyd die lekkerste tyd van die jaar, en ek gaan met julle eerlik wees, met my asseblief met die Bybel gooi nie, ek weet dit gaan nie daaroor nie, maar ek is ook stout vir daai wit, harde paaseiers, nee? Oh! Dat ek julle vertel, as die pad na my hart toe, nee, maar in elk geval, ek grap het, ek weet het gaan nie daaroor nie, gaan alles oor Jesus, maar ek hou regtig nog ons van die paaseier. Maar ek raak ook opgewonde, want hier is die tyd van die jaar, waar ons almal wat hier sit, en almal wat kyk, en almal wat deel is van ons, van hierdie gemeente, en van die Koninkryk van God, herinner mekaar aan die grootste dag in die geskiedenis van die wêreld. Jy weet, ons herinner onsself aan die prys wat die Here vir ons gaan betaal het op daai kruis, wat ons nie kon betaal nie. Ons kon dit nie doen nie. En Jesus, wat die vlekkelose lam van God was, het vir my en vir jou die prys gaan betaal. En ons herinner onsself ook, dat ja, dit het Vrydag gebeur, maar dit het nie daar gebly nie. Want ons herinner onsself ook, dat die graf is leeg, dat die steen is weggerol, en dat die vashou wat die sonde op ons gehad het, en wat die vashou wat die dood op ons gehad het, dis verslaan, dis verbreek, want Jesus het die oorwinning gebring. En terwyl ek hierdie week afsonder en bid, kom die skrif by my op in 1 Korintiërs 15, vers 55 tot 57, wat sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En dan sê hy, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank, wat vir ons oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Amen. En dit maak ons opgewonde. En dis 'n waarheid wat ek en jy aan moet vashou, want soos ek hierdie week afsonder en bid, begin ek meer en meer besef, dat ons moet vashou aan die waarheid van die woord. Ons moet vashou aan wat die woord ons leer. Dat die woord ons hier leer, dat ons is meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Dat Jesus het vir ons die oorwinning gebring. Want ek besef hierdie week,
dat ons lewe baie keer, en ons lewe eintlik ons hele lewe, intussen in oomblikke. Ons lewe intussen in oomblikke in hierdie wêreld. Want net hierdie stukkie wat ons vandag by stil staan in Matteus 28 leer ons dit ook. Want in vers 1 lees ons die volgende: En laat na die Sabbat toe dit begin lig word en die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om die graf te gaan kyk. En net as jy daai stukkie vat, daai versie vat, dan begin jy optel hoe hulle intussen in oomblikke leef. Want die Bybel sê dat dit begin lig word, so dis nog nie heeltemal dag nie, maar dis ook nie meer aand nie. Jesus se bediening is op die oomblik en intussen 'n oomblik, want hy het nou net opgestaan, hy het die graf oorwin, hy het die kruis geneem, hy het opgestaan, maar hy het nog nie opgevaar na die regterhand van die Vader toe nie. En as jy kyk na Maria, dan leer jy dat hulle is op pad na 'n graf toe. En ek het julle al gesê, ek is 'n prentjie mens, nee, so ek probeer dit in, jy weet, picture. Hulle op pad is na die graf toe. En hulle laaste herinnering wat hulle het, is Jesus Christus wat op die kruis hang, en hulle wat hom in die graf gaan neerlê. En hulle is op pad graf toe, met geen idee dat hulle 'n leë graf gaan vind nie. Met geen idee dat dit gaan gebeur nie. Hulle het nie dit verwag nie. Hulle het gegaan met hierdie idee, dat wat gaan gebeur. En ons kan dit toepas in ons eie lewe, want ons is intussen in oomblikke. Want soos wat Pastor Alex ons geleer het Vrydag, dat ons is gered deur die bloed. Ons is gered deur die bloed. Die bloed het vir ons die prys betaal. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Jy weet? So, ons is vrygemaak. Maar ons is nog nie by 'n plek vry van seer, vry van pyn en vry van stres nie. So, ons is baie keer gered, maar ook gestres. Baie keer is ons gered, maar ons sukkel nog steeds met siekte. En daar is nog steeds hierdie dinge wat aangaan, en dis in hierdie tussen in oomblikke, wat ons moet vashou aan die woord van God. Aan vashou om te weet dat die Here sê, dat hy het vir ons oorwinning gebring deur Jesus. Ons moet vashou daaraan. Want ons lewe in daai tussen in oomblikke, en ek kan net imagine hoe hierdie vrouens oploop na die graf toe, met hierdie idee dat hulle gaan die liggaam van Jesus kry, en die teleurstelling en die seer van Vrydag wat saam met hulle kom, en hulle kom by hierdie graf aan, en ek weet nie van julle nie, maar ek kan dink, ek sou ook nog ons bang geraak het, nee? Want hulle kom maar aan, en die steen is weggerol, die klip is weggerol, en die wagte wat die graf oppas, lê soos dooi is, nee? Ek weet nie, dit laat my dink aan 'n storie, nee? Sorry, nee, toe op universiteit, so ons het in die koshuis is ons 'n ding gehad waar ons het maar, dit was 'n prank week, nee, ons gang, so ons het maar met mekaar jokes getrek. En die een oggend toe sê my vriende vir my, Tristan, kom ons gaan eet. En ek sê, is reg. Hulle sê, gaan ons met jou kar ry. Ek sê, is reg. Ons kan ry, ek is eerste jaar, nee. En ek loop af by die trappe van die gang en al my vriende kom en my karretjie, as jy die knoppie gedruk het, dan het so piep piep gemaak, nee. En dit is hoe ek hom gekry het. So ek kon nooit onthou waar ek parkie, dan piep piep, en dan weet ek, kyk, kar is links. En ek kom die dag afgeloop, ek en my vriende, ons grap nou lekker en wat, en ek kom maar onder en ek druk die knoppie en daar's niks hier. Ek just niks. En nou, julle moet onthou, ek is net op universiteit, soos wat julle sal sê, ek's nat nie. Dit is crazy. En ek dink, ek gaan nou my pa moet bel, en ek gaan vir hom sê, my kar is gesteel, en in elk geval, dis 'n Sondag, so ek bel toe my pa, en ons kry trekker op die foon, en ons is daar besig, en van die dag toe kry ons my kar aan die ander kant van die kampus, want toe het my vriende my kar geskuif deur die aand, nee? En gedink, dit sal nou baie snaaks wees. So die les, daar is kry beter vriende, maar, nee, maar, in elk geval, nee, hulle doen dit, en ek onthou net, soos, jy weet, jy's deur mekaar, en ek dink baie keer in jou lewe kom jy in situasies waar jy deur mekaar is, dat jy het 'n verwagting dat iets gaan gebeur, en as jy opdaag, dan gebeur dit nie soos wat jy verwag het nie. Iets gebeur in jou lewe wat jy nie voorbeplan het nie. Jy het 'n idee van wat gaan gebeur, en jy weet nie, en dan kom jy daar, en dan iewes skielik gaan dit glad nie volgens plan nie. Jy weet, die een ou het gesê, dat life happens when you are busy making plans. En dit is so waar. Want jy maak planne vir die toekoms, en terwyl jy planne maak, en terwyl jy voorberei, en terwyl jy dit en dit, is die lewe besig om te gebeur. En jy kom in hierdie oomblikke, en dis daar waar jy moet vashou aan die woord van God, en ek hoor die woorde van die engel, wat met die vrouens praat, in Matteus 28 vers 5, waar die engel vir hulle sê, maar die engel antwoord, en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. En ek lees dit hierdie week, en
Ek ervaar dat die Heilige Gees het vir my wys dat en het my soveel vrede gebring. Dat in hierdie oomblikke waar jy de mekaar is, en in die oomblikke waar jy nie weet wat aangaan nie, en jy weet nie regtig lekker hoe gaan iets uitdraai nie, hoor jy die woorde van die engel wat sê, ek weet wat jy soek. En ek ervaar die Heilige Gees vir my sê, dat Jesus weet wat jy soek, maar hy weet ook wat is beter. Hy weet wat jy nodig het, hy weet wat jy soek, maar hy weet wat is beter vir jou. En die waarheid is, partykeer die dinge wat ons die ergste soek in ons lewens, is nie noodwendig die beste vir ons nie. En jy kan vrede vind in die oomblikke van jou lewe om te weet, dat Jesus Christus is die een, wat weet wat se planne hy vir jou het. Dat die Here weet hoekom hy jou gemaak het. En hy weet wat hy besig is om te doen. Want hierdie vrouens het die gekruisige liggaam van Jesus gesoek, maar hulle kon hom nie kry nie. Want die opgestaande, lewendige redder van die wêreld, Jesus Christus, het opgestaan en wag vir hulle in Galilea. Hy is nie meer daar nie. En hulle het gesoek vir die liggaam, maar dit het nie gekry nie. En hierdie woorde speel my af. My boetie en my sussie, het gee my soveel vrede om te weet dat die Here weet wat ek nodig het. Gee my soveel vrede om te weet dat Jesus is in beheer. Glo jy dit nog vandag? Dat hy is nog in beheer van jou lewe. En ja, dit lyk partykeer de mekaar. En ja, ons is intussen in oomblikke, ons is nog nie by die hemel nie, nee? En ons weet nie hoekom dinge moet gebeur op hierdie aarde nie. Maar ons kan vandag vrede in die feit wees, vrede vind in die feit dat Jesus is in beheer. Hy is lewendig. Hy is besig om te beweeg in ons lewens. En ek vra myself die vraag, Tristan, hoe gaan ons hierdie vrede kry? Want die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. En dan sê die Here vir hulle, jy weet, dan dink ek vir myself, hoe gaan ons vrede kry in hierdie oomblikke? Want dis maklik om te sê, moenie bang wees nie. Dis maklik om te sê, moenie vrees oor dit, die Here sal dit uitsorteer. Dis maklik. Maar om met te leef is partykeer 'n ander storie. En ek vra myself die vraag, hoe gaan ons die vrede kry? En die woorde van Jesus kom in my op, van Johannes 14 vers 27, waar die Here sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En ek dink vir myself, die Here gee vrede, nie soos die wêreld vrede gee nie. En dit leer ons dat die vrede wat die Here vir jou gaan gee, gaan nie kom op die manier wat jy dit verwag nie. Vrede gaan nie kom in meer geld nie. Vrede gaan nie kom as die situasie opgelos is nie. Vrede kom oor jou, die oomblik as jy 'n lewende verhouding het met die lewende God. Dit is hoe jy die vrede van Jesus gaan kry. Dit is hoe jy in vrede gaan leef, is as jy 'n verhouding het met jou Skepper. As jy 'n verhouding het met Jesus wat opgestaan het. Maar wanneer jy net in die wêreld leef, en net jou oë op die dinge om jou hou, en jy kyk nie op en roep hom uit, en het 'n verhouding met hom nie, dan wonder ons, waar is ons vrede? Maar ek wil vandag vir jou sê, dat jy soek vrede in die verkeerde plek. Want vrede word net gevind by die Here. Vrede wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Vrede wat sal bly staan. Hoop wat nie sal beskaam word nie, vind ons by die Here Jesus Christus. En net so sê die Here ook vir ons, hy gee vir ons eintlik 'n riglyn, hoe ons daai vrede gaan kry. Want ja, ons by die verhouding met hom hê, maar die Here sê ook vir ons in Filippense 4, dan sê hy vir ons die volgende in vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand ter bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Die Here gee vir ons 'n opdrag hier. As jy wil vrede hê, die vrede van God, wat alle verstand ter bowe gaan, dan moet jy leer om te bid oor elke klein dingetjie in jou lewe. Jy moet leer om dit na die Here se voete toe te vat. En dit gee ons hoop om te weet dat die Here is in beheer van dit. Dit gee ons hoop om te weet dat wanneer ons uitroep met danksegging, uitroep met smeking en ons roep hom aan, al sien ons nie hoe dit gaan uitdraai en wat gaan gebeur nie, weet ons dat ons hulle vrede kry. Want die Here sê hy gee ons 'n vrede nie soos die wêreld vir ons wil gee nie. En ek dink vir myself dat as ons een ding kan leer van die opstandingsstorie vandag, is dit dat ons kan die Here ernstig vat by sy woord. Ons kan die woord van God ernstig vat. Want die engel sê vir hulle in Matteus 28 vers 6. Hierdie vrouens staan daar en hulle is de mekaar en hy sê vir hulle, ek weet julle soek vir Jesus. En dan antwoord hy hulle so in vers 6. Hy sê vir hulle, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Soos hy gesê het. Ons kan die Here ernstig vat by sy woord. Mag ons nooit so slim raak dat ons die krag van die woord van God begin wegredeneer nie.
maar mag ons altyd glo soos kinders. Dat as die woord van God dit sê, dan is dit so. As die woord sê dat hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, dan weet ons sal nooit alleen wees in hierdie wêreld nie, want hy sal elke tree met ons wees. En as die Bybel vir ons sê dat as jy gaan bid oor hierdie saak, sal jy vrede kry, mag ons dit glo soos 'n kind. Om te sê, Here, ek bring dit na U toe vandag. Ek lê dit by U voete neer en die vrede van God sal oor my kom. Nie omdat enigiets anders dit sê nie, maar omdat die woord van God dit sê. Want die engel het vir ons hier geleer. Hy het so gesê. My vraag is, wanneer gaan ons hom ernstig vat by die woord? Wanneer gaan ons loop in daai oorwinning in Jesus Christus? En dis wat vandag voor is om ons te leer dat die Here het opgestaan en ons kan in daai oorwinning loop. Dat hy wat in ons is groter as hy in hierdie wêreld is. En jy moet loop in daai waarheid, my boetie en my sussie. Jy moet loop met dit. En hierdie vrouens hoor hierdie woorde. En ek kan net imagine hoe hulle hierdie hoor. En die engel sê vir hulle, gaan vertel dit aan sy disippels. Gaan hardloop. En die Bybel sê Matteus 28 vers 8. En hulle het haastig weggegaan van die graf af. En hoor wat sê hy? Met vrees en groot blydskap. En het gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En ek lees hierdie stukkie oor en ek dink altyd vir myself, hoe kan vrees en groot blydskap in een sin wees? Maar wie van ons weet dat jy kan partykeer so seker wees dat die Here iets gaan uitsorteer, maar ook gestres wees oor daai situasie. Want daar is 'n vlees aspek aan ons. Dat ons moet sterf, maar daar is vlees. En partykeer kan ons weet die Here gaan dit doen, maar ons kan wonder hoe gaan hy dit doen. En net omdat hulle hierdie woord gekry het van die engel, beteken dit nie dat hulle dit iewes skielik vergeet van al die seer van Vrydag nie. Maar hulle het hierdie openbaring gevat wat die engel vir hulle gegee het, hierdie woord gevat wat die engel vir hulle gegee het, en hulle het gehardloop met die openbaring wat hulle het. Sien my boetie, my sussie, partykeer moet jy hardloop met die openbaring wat jy het. Al weet jy nie hoe die Here dit gaan uitsorteer nie. Partykeer moet jy die woord van God vat wat sê hy sal vir jou vrede gee en daarmee hardloop, al weet jy nie hoe vrede oor jou gaan kom nie. Maar jy weet dis wat sy woord sê. Want hierdie vrouens het weggegaan met 'n woord van die engel af. En ons kan vandag weggaan met die woord van die Here wat sê hy het opgestaan. En dit gee ons vrede. En ons kan hardloop met daai openbaring. En ek lees hierdie storie, want hulle hardloop daarmee weg en dit gee nie dit gaan werk nie. En ek dink aan die skrif in Hebreërs 11 vers 6 wat vir ons sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sien, as jy die Here begin soek in jou lewe, moet jy glo dat jy hom gaan vind. As jy die Here begin soek in jou lewe, moet jy glo dat hy gaan opdaag in jou lewe. En een prediker het eendag so gesê, if you start running with the belief that God is on the way, that's exactly where you will find him, on the way. En dit laat my dink, because what happens in the story is the women run with the revelation that they have. They run with it. That the angel said that he is risen, go tell the disciples. And while they are running with it, and he will meet you in Galilee, while they were running with it, they ran right into Jesus. Sien die oomblik as jy hardloop in geloof, hardloop jy in die Here in vas. Die oomblik as jy hardloop met die openbaring, ja, amen. Die oomblik as jy hardloop met dit, hardloop jy in die Here in vas. Want hy is nie daar waar jy is vry is nie. Dis nie waar jy die Here gaan ontmoet nie. Jy gaan hom ontmoet die oomblik as jy begin in geloof stap. Hierdie vrouens het hom nie eers in Galilea gekry nie, maar op pad na die disippels toe, hardloop hulle in die Here in vas. En dit gee my vrede, om te weet dat terwyl ek hier gered is, maar ook gestres is, terwyl ek hier gered is, maar ook sukkel met siekte, en sukkel met seer, en sukkel met pyn, kan ek weet, dat die Here is nie net aan die regterhand van die Vader nie, maar hy is saam met my in hierdie situasie. Hy is saam met my op die pad, terwyl ons loop. En dit gee my vrede. En hierdie vrouens hardloop en hulle hardloop teen Jesus vas. En ek kan dit net imagine, hoe hulle, weet, hulle is bang, nee? Die Bybel sê hulle het vrees, maar hulle is ook baie bly, nee? Hulle sê, ek weet nie wat om te doen met dit nie, nee? En hulle hardloop met dit, en hulle hardloop teen Jesus vas, en hulle val voor hom neer, en hulle aanbid hom. Want die oomblik as jy teen Jesus vas hardloop, kan jy niks anders te doen as om te aanbid nie. Die oomblik as jy 'n oomblik het met die Here, kan jy niks anders te doen, as om uit te roep dat hy is die Seun van God nie. Wie van julle weet dat daar is lewensveranderende krag in die naam van Jesus. Daar is lewensveranderende krag as jy hom ontmoet. En jy kan hom ontmoet in enige plek in jou lewe. Jy kan vandag die grootste verslawer, met die meeste goed verslaaf wees, en jy kan die Here vandag ontmoet, want hy is hier saam met ons. Hy is nie net daar waar jy vry is nie,
Hy is saam met jou waar jy nou is. En die oomblik as jy hom ontmoet, verander jou lewe. En dit gee my soveel hoop, gee my soveel vrede, om te weet, hy is saam met my in die middel van dit. In die middel van die storm, is die Here daar. Ja, as ek nou kon sing, sou ek in die middel van die storm, net die laadjie gehoor. Nee, maar, moet my vra om te sing nie, die Here weet, dis nie my talent nie. So, laat ek eerder praat, okay? Maar, of bid, ek hou van bid. Maar, in elk geval, hierdie vrouens harte, hulle val voor die voete van Jesus neer, en ek sien dit. Die eerste keer wat hulle Jesus sien, opgestaan, lewendig, dat merk in sy hande, en ek kan net sien hoe die hande van Jesus afstrek en hulle optel. En Matteus 28 vers 10 sê Jesus vir hulle, moenie vrees nie. Maar gaan vertel my broeders, dat hulle moet Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Ek sien hoe die Here dit vir hulle sê, en twee goed, dan sê klaar. Die eerste ding wat my gevang het hierdie week, is dat Jesus het gesê, gaan vertel my broers. Vertel my broeders. En ek lees hierdie storie, want ek dink vir myself, 'n paar dae terug, het hierdie mense Jesus ontken. Hulle het gemaak asof hulle hom nie ken nie. Nie een van hulle was by die kruis nie, behalwe Johannes. En Jesus staan op en hy sê, gaan vertel my broeders. Mag ons vandag op hierdie opstandingssondag, in die lig van die leë graf, altyd onthou, dat genade is groter. That grace is bigger. Genade is groot, my boetie en my sussie. En laat my so dink aan hierdie skrif hier in Efesiërs 2 vers 8, en ek lees dit in die Engels, wat sê, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is a gift from God. May we never waste the gift of grace through faith. May we come to Christ as soon as we hear about him. Mag ons bid dat die hele wêreld Jesus sal ken. Maar dis nie jou werke wat jou gaan red nie. Dis nie hoeveel keer wat jy kerk toe kom wat jou gaan red nie. Daar's net een wat jou gaan red, en dit is die naam van Jesus Christus. Want die Bybel sê, daar's net een pad na die Vader toe, en dit is deur die Seun. Mag ons altyd onthou, dat dit is deur genade wat ons gered was. Mag ons vandag onthou, dat genade is groter, as enigiets waarmee jy sukkel. En ek weet nie vir wie dit mag wees vandag nie, maar jy voel skaam om na die Here toe te kom. En die Here wil vandag vir jou sê, hy weet klaar wat jy gedoen het, en het jou klaar vergewe. Toe hy op die kruis hang, het hy vir jou gaan sterf. Hy het geweet wat gaan gebeur. En dit is nie deur jou werke wat jy gered gaan word nie, maar dit is deur sy genade wat jy gered gaan word. Hy noem hulle sy broers. Hy noem hulle sy broeders. En hy noem ons ook vandag sy broeders. Die Bybel sê, as jy sal doen wat die Here vir jou sê, sal hy jou sy vriend noem. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 12, dat as jy Jesus Christus aangeneem het, dan het jy mag om te sê, jy is 'n kind van God. Jy is 'n kind van God, my boetie en my sussie. Die dood het sy vashou verloor. Die sonde het die stryd verloor. Ons is oorwinnaars deur Jesus Christus. En ek lees hierdie storie, want hy sê vir hulle, gaan na Galilea toe. Dit leer ons een ding vandag, dat die Here was nog nie klaar met die disippels nie. Hy was nog nie klaar met hulle nie. Hy het gesê, gaan daartoe, want ek gaan jou daar sien. Ek het nog 'n plan met jou. Mag ons vandag weet in hierdie opstandingssondag, dat die Here het nog 'n plan met jou. Dat die Here werk nog. Dat die Here is nog steeds besig om te werk in ons lewens, dag in en dag uit. En as jy net sal stil staan en bietjie rondkyk, sal jy die hand van God begin sien beweeg. Mag ons vandag in die lig van die leë graf hoop skep, om te weet dat daar was lewe na die graf. Daarom kan ons hoop hê vir die dag van môre. Daarom kan ons hoop hê om enigiets aan te pak in ons lewens. Want die Here is nog nie klaar nie. En daar gaan 'n dag kom, my boetie en my sussie, wat hierdie lig gaan oopbreek. En hy gaan terugkom om ons te kom haal. En wat 'n wonderlike dag dit nie gaan wees, om ons redder en saligmaker Jesus Christus te sien. Wat 'n wonderlike dag dit gaan wees om te sien hoe elke knie buig en elke tong bely, dat hy is die Seun van God. Wat 'n wonderlike dag dit nie gaan wees nie. Om in 'n plek te gaan van vryheid, weg van seer en pyn, en by die Here te wees vir ewig en ewig. En ek is opgewonde daaroor, as julle nie hoor, ek kan nie wag hier, nee. Maar tot daai dag kom, mag ons hardloop met die openbaring, dat daar was lewe na die graf. Daarom kan ons hoop hê, vir wat ook al ons moet aanpak in hierdie wêreld. Die Here leef, die Here het opgestaan, en ons dien 'n lewende God. As jy ooit gewonder het, wat maak ons anders as die res, is ons God leef. Dit is wat ons anders te maak.
ons Jesus leef. Kom ons eer die Here se naam elke dag met ons lewe. Dat ons eendag by hom kan kom en hy sê vir ons, wel gedaan. Dat ons het geleef met die openbaring, dat daar was lewe na die graf. Amen, kom ons bid saam. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vanmôre om vir U te sê, baie dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vandag kan weet, dat daar was lewe na die graf. Dat, Here, dat U het opgestaan. En Here, dat ons vandag kan weet, Here, dat daar is krag in die naam van Jesus Christus, Here, want dit is 'n lewendige naam. Here, dat U is nog steeds besig om te werk in ons lewe vandag, Here. En Vader, mag ons vandag hoop skep, Here, in die lig van die oop graf, waar die engel op die klip gesit het en gesê het, hy is nie hier nie. Mag ons daai woord vat, Here, en hardloop met dit. En glo, Here, dat dinge gaan uitwerk soos dit moet, want U is in beheer. En ons sien ons dit nie gebeur nie. Weet ons, die woord sê dat alles sal ten goeie uitwerk vir hom wat lief is vir God, Here. Mag ons vashou aan die woord. Mag ons lewe in oorwinning, want U het vir ons die oorwinning gebring. Here, ons eer U vandag dat U het opgestaan. Ons eer 'n lewende God vandag. Wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat U leef in ons ook vandag. Here, staan by ons stil. Lei ons deur hierdie week wat kom. En Here, mag ons hardloop vol blydskap met die boodskap dat U is opgestaan. Alle eer aan Jesus. Ons bid dit in U naam. Amen. 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 Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap, hè? Prys die Here. Voor ons oorgaan na die